U het ons geleer, aangaande U seun, omdat hy bereid was om verneder te word door die dood van die kruis. Omdat hierdie koning Jesus bereid was om 'n diensknegt te kom word, om in die vlees van 'n mens gekleed te word, het U ons geleer dat U hom 'n naam gegee het en hom verheerlik het. En aangaande hierdie Messias, hierdie Jesus verkondig het, dat die dag sal kom dat elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is, tot eer en heerlikheid van die Vader. Ja, Here, dis waarvan ons sing, van daardie dag wanneer U sal terugkeer in krag en in heerlikheid, met al die heiliges en tienduisende van engele, soos wat Matteus 25 ons leer. En hy sal terugkeer om U koninkryk op aarde te kom vestig. En hy sal heers op die troon van Dawid. En ons sal saam met U as die bruid van Christus heers as konings en priesters. En dis na daardie dag wat ons uitsien, en wanneer ons kyk, Here, dat dit wat rondom ons gebeur, dan kan ons saam met die liederendigter sê, oh yes, He is coming soon. With joy we will welcome His return. En saam met my broers en susters, roep ons uit vanmôre, kom Here Jesus, kom. Ons het U lang verwag. Raak vanmôre elke hart aan. Verkoop elke siel. Transformeer die gedagtes van die kinders, sodat ons die dinge van God kan onderskei, en dat ons ook die dae waarin ons leef kan onderskei. En dat dit ons sal beweeg om waaksaam te wees, om wakker te wees, net soos wat U wakker is oor U woord, om dit te volbring. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Yes, He's coming soon. Goeiemôre en baie welkom. Gaan julle nie op vakansie nie? Is die dae van op vakansie gaan verby? Ek onthou vroeër jare, as dit vakansie was, is die kerk dolleeg. Want almal langs die strande gaan lê en mol toe gaan en langs Buffeljagse rivier gaan met die kanoe ry en ek weet nie wat alles nie. Maar ek weet dat U weet dat die dae min is. En die Here het gesê, koop die tyd uit, omdat ons weet dat die dae boos is. En ek is so bly en dankbaar dat U die erns van die dae waarneem en dat U die tyd uitkoop om vanmôre ook hier te wees. Welkom my boetie, al die pad daar van Siberië. Ja, dan meer reg nie. So bly jy is. En mag die Here vir jou vanmôre in besonder aanraak en vir jou seën, sommer net daar waar jy sit, hoor, jy sien. Van elkeen baie welkom. Nou broer en suster, ons het verlede Sondag het ons 'n getuienis gehoor van Petulia, en dit het ons so geseën, min wetende dat dit was eintlik Petulia se getuienis deel 1. En daar's 'n opvolg op hierdie getuienis. So ons wil vir Petulia so kortliks geleentheid gee om net vir ons die update te gee. Dit wil vir my voorkom asof die Here diep werksaam is in haar lewe. So Petulia kom vertel van ons die deel 2 van hoe die Here in jou lewe werksaam is. En dan kan ons sommer saamstem, hy is 'n werklikheid. Hy is 'n werklikheid. En jy beleef sy hand in jou lewe. Amen. Goeiemôre almal.
ek het weer vir pas laat weet in die weten, die Here weer wonderwerk kon doen. En ek gee hom al die lof en eer in jou doen. Daar wat ek weet, die waterkloof in die Wales, as nou vir die afgelopen maanden waar het so aangaan, waar jaloesigheid, afgunsigheid op my is, waar mense my wil wegweer. Maar die Here se hand was nog steeds. En die baas roep my in, en hy praat met my, en hy sê vir my, as dit, dat ek het in my as ek wil kom, hy sê, jy is meer as dit weer, het gaan baie hartseer wees om jou te laat gaan, want ek kan nie sonder jou nie, maar is dit dat jy veel moet uitskiet, en ek vraag vir die Here dat hy my uitkomst uit die hoe as ek moet kry, en dat hy my finansiëel kan sterk maak, en die Here kom deur, en hy roep my weer in, hy sê vir my, hierdie week wat nou kom, begin jy in die kellerin, daar wat jy, dat ons die wyn gaan maak, gaan ek vertreining, en finansiëel, maak hy ook my steek, so alles lig, en ek sê net vir Here, baie, baie dankie, hy het my gebede verhoor. Dankie Petunia. Die Here weet wat ons nodig het, nee. Hy sorg moet nog. Geachte geliefdes van die huis van die Here, ek wil nou op die getuig vir u almal. Ek getuig, ek het vir pastoor gevra om vir my 'n gebed te doen. Ek en pastoor het saam gebid. En dan die Here 'n gebed is grootse geskenk. Wat enige ene kan kry. Maar ek bely vir u almal. Jullie God gehoor jou gebed. Amen. En maar hy kom syke te maak. Baie dankie pastoor. Dis my rede. Ek wil net baie dankie sê. Amen. 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 Ons is maar net die middelaar. Ons staan maar net in die voor vir mekaar. Dis die Here wat die deurdraad bewerk. Miskien maar die eer en die lof. Dat hy nog gebede antwoord. Broer en suster, ons gaan vanmôre baie ernstig praat. En ons het waar ons laasweek mekaar bemoedig het om te sê dat ons moet goeie moed hou. Het ons dit gedoen 'n voorbereiding omdat ons weet dat ons met mekaar gaan moet praat oor wat gebeur vandag in die wêreld en hoe dit inpas in Bybelprofesie en hoe dit vir ons 'n rigtingwyser is na waar ons staan met betrekking tot die koms van die Here. En ek wil vanmôre met u praat oor die vredesverdrag wat gesluit was. Hierdie vredesverdrag het al 'n aanloop vanaf so 2020 af. En ons sien dat in 'n baie kort tyd gebeur daar nogal baie op die politieke platform. En ons moet waarneem wat aan die gebeur is. En dit kan twee gevoelens by 'n mens aanwakker. Dit kan jou of baie opgewonde maak, of dit kan jou baie benoud maak. Vir die wat reg is om hulle God te ontmoet,
Met blydskap wag ons op sy weerkoms. Maar vir die wat nog te verstrengel is in die werksaamhede van hierdie wêreld, vir die wat nog wandel volgens die loop van hierdie wêreld, is dit 'n oomblik van benoudheid. Of miskien is daar geen benoudheid nie, omdat jy eenvoudig nie bewus is van wat aan die gebeur is nie. Maar kom ek vertel vir u, dat die greep van duisternis is besig om al hoe stywer toe te trek. En as jy nie bewus is van wat aan die gebeur is nie, sal jy altans binnekort bewus word vir wat aan die gebeur is. Want jy sien, dit gaan vat aan jou sak. Dit gaan vat aan jou gerief. Dit gaan vat aan jou vryheid. Al die dinge wat nou gaan gebeur. So jy het 'n keuse om aan te beweeg volgens die loop van die wêreld en te ervaar hoe jy 'n slaaf word van die prins van hierdie wêreld en hoe hy jou stelselmatig gewoond maak om iemand anders te dien as die ware God. Of jy kan vandag sê tot hier toe en nie verder. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek lê my lewe af, ek neem my kruis op en ek volg Jesus. Broer en suster, daar is nie meer grys areas nie. Die wat sleg is, gaan slegter word. En dit wat goed is, gaan beter word. Ons leef nou in die dae van Jesaja 5. Want dit wat goed is, word sleg genoem. En dit wat sleg is, word goed genoem. Alles is omgekeerd. Dit waarvoor ons opgestaan het as kinders van die Here vroeër jare, en dit wat die wêreld geglo het, dit is 'n goeie maatstaf om te volg. Dit word nou uitgewys as sleg. Jy staan op vir die regte van die Here, maar God word uitgewerk uit die skolestelsels. God word uitgewerk uit die omgewing. God word uitgewerk op die politiese stelsels. So, broer en suster, daar is nie nou meer van, kom ons wag en sien. Daar is nie nou meer van, kom ons sit op die draad en ons kyk wat gebeur. Jy kan nie nou meer soos Saggeus in die boom gaan sit en sê, kom ons kyk net wat gebeur hieronder. As jy nog in die boom is, vandag moet jy hoor, is tyd om uit die boom te kom. Vandag moet ons 'n keuse maak. Is jy vir God of is jy teen God? En as jy vir hom is, en jy sê vandag dat hy is jou meester, en dat jy hom waarlik lief het, dan het Jesus ons geleer, as jy my lief het, bewaar my gebooie. Vandag is so 'n dag. Kom ons praat oor die vredesverdrag. As 'n vertrekpunt wil ek u nooi om saam met my Daniël 9 te lees. Ons het ongelukkig nie tyd om die hele konteks te lees nie. Maar ons weet dat God Daniël begunstig het en vir hom 'n uitleg gegee van toekomsgebeure in soveel detail wat 'n mens eintlik verstom staan. Weet Daniël wat geleef en gefunksioneer het 500 in die jare 500, 600 voor Christus. En dit wat hy geopenbaar het met betrekking tot dinge wat gebeur 2000 na Christus, is verstommend. Jy weet, dis hierdie een saak wat vir 'n mens sonder boordelike twyfel by die slotsom laat bring, dit is dat hierdie Bybel is die woord van God. Amen. Daar is geen manier wat iemand hierdie dinge kon uitgedink het, soveel duisende jare terug, in soveel detail, en dat het so vervul word tot op die datum wat God vir Daniël gegee het. En ons het al reeds verskeie kere oor hierdie gedeeltes gepraat rondom Daniël se profesie rondom die toekoms. Maar ek wil vanmôre net fokus op 'n baie klein deel, want dis wat ons sien wat nou besig is om uit te speel. En ons vind dit in vers 26 en 27. Na die 62 7-talle sal 'n gesalfde uitgeroei word. En ons weet, dit het reeds in vervulling gekom. Jesus Christus, wat gesterf het op die kruis, wat 'n vloek vir ons geword het, want vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. En ons weet dat die 62 7-talle en die 7 7-talle verwys na die tyd vanaf die uitvaardiging uitgerig was deur
koning Artasasta van Persië, toe Israel terug kon beweeg in 445, dat is 3 besendings, 539, 458, 445 voor Christus, 3 verskillende terugkere in groepe van Israel terug na Jerusalem toe. Die eerste groepering het gegaan onder Zerubabel en Joshua, die tweede groepering onder Esra, die derde groepering onder Nehemia. Maar vanaf dan 69/7 dan is 7/7, 62/7 en dit het ons gebring tot op die datum waar Jesus Christus op 'n esel ingery het in Jerusalem en die volk uitgeroep het, Hosanna, Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. As hulle maar net gebly het by wat hulle op daardie dag beleef het en geglo het, maar ons weet dat hulle het Christus verwerp, so daai geselfde was uitgeroep. Daai selfde mense wat geroep het, Hosanna, Hosanna, het net daarna uitgeroep, kruisig hom, kruisig hom. Jy is uitgeroep, Hosanna, wat beteken, kom en verlos ons, come and liberate us. Hosanna is 'n bevrydingslied, is 'n vryheidslied wat gesing was. Hosanna, come and free us from the bondage of the Roman Empire. Maar toe Jesus nie gekom nie, hy het nie eens gekom die eerste keer om hulle te bevry van die Romeinse mag nie. Hy het gekom om hulle te bevry van hulle self. Jy sien wat jou grootste vyand is nie die vyand rondom jou nie. Dis die vyand binne in jouself. Die eie ek. Die een wat ons so wil sê, daar's niks fout met my nie. God sê jy is dood in jou misdade en jou sondes. En Israel het dit nie besef nie. Hulle moet vrykom van die mag van die Romeine. Hulle moes verlos word van hulle self. Maar, dan gaan hy verder. Ek wil nie daarop fokus vanmôre nie. Die gesalfde was uitgeroei sonder iets vir hom en die volk sonder iets vir hom en die volk van 'n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes. Maar sy einde sal met 'n oorstroming wees en tot die einde toe sal daar oorlog wees, vasbeslote verwoestings. En ons weet, dit verwys ook na 70 na Christus toe die vors gekom het onder keiser Titus en Jerusalem verwoes het. Maar vers 27, dis waar ons wil fokus vanmôre. En hy sal 1 week lank met baie 'n sterk verbond sluit. Kyk maar daardie woorde. Hy sal 1 week lank, en ons weet dat daardie week verwys na die laaste 7 jaar, Daniël 70ste week. En daardie Daniël 70ste week sal geactiveer word of sal afgeskop word deur die ondertekening van 'n verbond. Daar sal 'n verbond met baie gesluit word. En gedurende die helfte van die week sal hy, en ons weet dat hy verwys na die anti-Christ, die een wat sal opstaan as 'n opponent vir Christus, as iemand in steede van Christus. En hy sal slagoffer en spysoffer laat ophou, en op die vleuel van gruwels sal daar 'n verwoesting wees. En wel tot aan die einde. En wat vasbesluit is, sal oor wat woes is uitgestort word. Net tot sover. Verskoon as ek die woorde soms bietjie omdraai. Selfs die lig, ek weet nie, dalk is dit nie brol. Ek moet 'n sterker brol kry. Broer en suster, ek wil fokus op daardie gedagte, dat daar 'n sterk verbond gesluit sal word met baie. Ek wil dit terugneem na 'n verklaring wat president Donald Trump gemaak het verlede week en Sondag. En in sy verklaring het hy onder andere gesê dat die opstel en die voorlegging van 'n vredesooreenkoms tussen Israel en Gaza is in sy finale fase. En dat iets groots op weg is na die Midde-Ooste. Ons weet intussen tyd is daar die vredesverdrag wat opgestel was
Ding het vinnig gebeur die week, want ons sien dat dit was aanvaar deur Hamas en ook deur Israel. Ek sien wel vanoggend was daar weer so 'n bietjie van 'n skudding toe Hamas 7000 van hulle militêre magte teruggestuur het om te verseker dat die invoer van mediese hulp en voedselhulp om te sê dat hulle dit wil net verseker dat dit nie in die verkeerde hande val nie. Maar dit is nie ter sprake nie. Donald Trump het aangekondig dat iets groots is op weg. Waar na toe? Na Gaza toe? Nee, na die Midde-Ooste. Hoor sy woorde, ek gaan dit verbatim vir u sê, en u kan dit gaan kyk op Truth Social Media, waar Donald Trump al sy verklarings, op baie van sy verklarings sit. Op sy media sê hy, we have a real chance for greatness in the Middle East. A real chance for greatness in the Middle East. All are on board for something special. Ek vra jy, wie is die all? Middle East and all. En dan sê hy, for the first time ever, we will get it done. Groot woorde vir 'n man wat baie mag het. En let op dat hy praat nie van Gaza nie, want waar is ons fokus heeltyd? Daar moet 'n vredesooreenkoms tussen Gaza en Israel. Hy praat nie van Gaza nie, hy praat van die Midde-Ooste. En hy sê almal is aan boord vir hierdie groot ding. Something great. Almal is aan boord. Nou hou dit in gedagte. Terug na 2020. Sien ons dat Donald Trump het 'n vredesooreenkoms opgestel genaamd die Abraham-ooreenkoms. En hierdie Abraham-ooreenkoms is in eenvoudige taal is 'n vredesooreenkoms wat opgestel was en geonderteken was tussen September 2020 en Januarie 2021. Al klaar onderteken deur 6 lande. Onder andere Bahrein, 'n land noord van Qatar, die UAE, Marokko, Sudan, en dan ook uiteraard die VSA en Israel. 6 lande wat dit geonderteken het. Hierdie Abrahamiese verbond, wat as ware 'n vredesverbond is. En my waarneming, my oortuiging is dat hierdie initiële verbond genaamd die Abraham verbond hou sterk verband met die wegraping van die bruid van Christus. Hoor my wat ek nou vir u sê. Ek sê nie die Abraham verbond is die sterk verbond nie, maar ek sê die Abraham verbond hou sterk verband met Here Jesus wat gaan kom om sy bruid, sy kerk te kom haal vir die bruiloft van die lam. Hierdie Abraham verbond is as ware 'n deklarasie. En die deklarasie is vir vrede in die Midde-Ooste. Baie groter as net Gaza en Israel. Dit roep vir vrede in die Midde-Ooste. En dit bevat die uitleg van bilaterale ooreenkomste tussen verskillende lande wat dit gaan onderteken, wat gebou sal word op hierdie deklarasie
van die Abraham verbond. Of die Abraham ooreenkoms. Binne in hierdie Abraham ooreenkoms sien ons dat Israel word erken as 'n legitieme staat. So that's going to happen. Maar dan sien ons ook dat hierdie verdrag inkorporeer 'n resolusie vir die Israel-Palestina konflik. En dit moet so wees, want jy gaan nie uitkom by 'n vredesooreenkoms tussen verskillende nasies alvorens Gaza nie erken word as 'n volwaardige staat nie. So daar is 'n resolusie ingebou vir dit, wat ander lande sal kry, om te sê, goed, ons voeg ook ons aan op papier. Want dit is 'n voorwaarde. Het is interessant hoe daar so vinnig gesê word, dat, ons sal instem tot hierdie ooreenkoms. En Hamas wat wapens neerlê en sê, ons sal onttrek, en Israel wat sê skielik, ons sal onttrek, gedeeltelik, soos wat gijslaars vrygelaat word. Jy moet hierdie goedjies dophou. Ek gaan vir jy so 1 of 2 goed gee, net om dop te hou, dis waarnemings. Onthou, ek is nog nie in die toekoms nie, ek gee net vir u wat ek sien. En hoe dit gaan uitspeel, ons weet hoe dinge baie kan verander oornag. Maar hou net hierdie dinge dop. Broer en suster, en al hierdie aste wat so werk, al hierdie ooreenkomste wat so heeltyd aangegaan word, werk eintlik na een punt toe. Al hierdie dinge gebeur om ten einde op te eindig met 'n aanvaarbare vredesooreenkoms waarby almal sal instem. Hulle werk daartoe. En dit is hierdie finale vredesooreenkoms wat sal volg op die wegraping van die kerk. En dit moet jy onthou. Voordat die finale ooreenkoms geteken sal word, is ons nie meer hier nie. Want dis wanneer Daniël 70ste week afskop. En die kerk is weg voor Daniël 70ste week. Dit is die ondertekening van die vredesverdrag, wat die blaas van die eerste trompet van Openbaring 8 afskop. En wat baie interessant is om te sien, dat Donald Trump op hierdie stadium is die meesterbrein agter al hierdie ooreenkomste. Is dit nie interessant nie? Hy is die een wat al hierdie dinge initieer en dit toesig hou daaroor en dit deurvoer om te sien dat dit gedoen word. Baie interessant om te sien hoeveel tyd en energie hy insit vir hierdie ooreenkomste. Maar onthou dit, dat al hierdie ooreenkomste moet uitspeel in 'n finale voorlegging. En daardie finale voorlegging is wat Daniël 9:27 van praat. Daar sal 'n sterk verbond met baie gesluit word. Dis daardie finale produk waarna toe gewerk word. En ek sê weer, voor daardie produk op die tafel verskyn, sal ons nie meer hier wees nie. Maar die proses is klaar in die gang. Dis wat ek wil hê jy moet sien. Die proses is klaar in die gang. Nou wie voel nou benoud of wie raak opgewonde? Daar is net een van twee. Sommige raak benoud en sommige raak opgewonde. Hoe voel jy, Annabel? Benoud of excited? Dit beteken nou nie, jy moet jou studies opskop nie. Maar ons weet nie hoe lang die prosesse gaan vat. Ek is nie hier, ek is glad hier wat datums dit. Al wat ek weet is dat hierdie is die begin van die proses om 'n finale produk op die tafel te sit. Hoe lang dit gaan vat? I don't know. Maar al wat ek weet is, things are happening at a rapid pace at the moment. Nou, broer en suster, nog iets wat besig is om in vervulling te kom, is wat gebeur in die Verenigde Nasies.
Is dit nie interessant hoe daar gedurig deur die retoriek gegee word in die Verenigde Nasies van ons moet kom by 'n punt van vrede en sekuriteit en veiligheid nie. Dis hoofnuus. Ons moet nou hierdie oorlog stop. Ons moet vrede hê, ons moet veiligheid hê en ons moet sekuriteit hê. Maar dis vervulling van profesie. Kyk nog 'n bietjie as jy gaan daarna Tessalonisense 5 vers 3. Kyk wat sê hy daar. Want wanneer hulle sê, hoor dit gou, wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle soos die barensnood 'n swanger vrou en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Nou daardie woord ontvlug, broer en suster, is dieselfde woord wat gebruik word vir die ontvlugting, die wegraap, as jy by Tessalonisense 4 gaan lees. Die rapto. Hulle sal sekerlik nie dit wat gaan kom, die 7 jaar van groot verdrukking, ontvlug nie. Nou daar is diegene wat sê, in die Verenigde Nasies en ook baie ander op straat, wat sê, as daar net 'n vredesooreenkoms geteken kan word en uitgevoer kan word tussen Gaza en Israel, tussen Hamas en Israel, dan sal dit 'n tydperk inlei van vrede, veiligheid en sekuriteit. Maar ek vra, is dit wat die Bybel sê? Hoor mooi, wat sê die Bybel? Wanneer hulle sê, dan oorval 'n skielike verderfing. So houd op. Hier is nog iets wat jy kan dophou. Hier gaan nou 'n ooreenkoms gekom tussen Israel en Gaza. En dit gaan lyk asof daar 'n oorskynlike skietstilstand kom en gijslaers gaan uitgeruil word en die wêreld gaan op en af spring en sê halleluja, dis waar vir ons toi het, dis waar vir ons op strate gaan marseer het. Maar broer en suster, dit gaan nie hou nie. Hoor my vandag, voor ons ons oë uitvee, gaan 'n baie groot verderf gaan hierdie wêreld oorval. So kan het langs. Dit is 'n vals vrede. En ons hoor dit in die Donald Trump administrasie. Vrede, veiligheid, sekuriteit. Ons hoor dit by Netanyahu in Israel, se IDF, vrede, veiligheid, sekuriteit. Ons hoor dit op die lippe van die mense in die straat, vrede, veiligheid en sekuriteit. Mense moet nie daarvoor val nie. Hierdie dinge moet gebeur, want dit was so geprofeteer. En wanneer dit gebeur, kan ons maar weer met mekaar gesels by Woensdag se boetleggers en sê, sien, ons het vir mekaar gesê, hierdie ding gaan nie hou nie. Nou broer en suster, ons sien, ek het vir u genoem, daar sal reeds 4 nasies wat hierdie Abraham verdrag of Abraham ooreenkoms onderteken het. Hierdie verdrag wat roep vir die normalisering van verhoudinge met Israel. En broer en suster, dis hierdie Abraham verdrag wat al reeds deur 4 nasies onderteken is, wat ek glo die fondasie vorm van die sterk verbond wat met baie gesluit sal word. Dis die begin daarvan. Dit is nie die sterk verbond nie, dit is die aanloop daartoe. Met hierdie sterk verbond wat met baie gesluit sal word. Uiteraard, ons is nog nie daar nie mense, daar het nog net 4 lande opgeteken. Maar die Abraham ooreenkoms is 'n goeie platform waarby baie ander nasies kan aansluit om dit te onderteken.
En ons weet dat wanneer baie gaan opteken, want daar gaan 'n sterk verbond met baie gesluit word. Ek weet nie hoeveel daai baie is nie. Ek moet sê, daai 10 konings ding kom op ons weer in my kop. Maar ek sê nie dit is dit nie. Dit mag nog baie meer wees, en dan gaan dit weer dalk afgebring word na 10 toe, want ons weet 'n paar gaan wegval. Maar, hierdie Abraham ooreenkoms is 'n wegsprintblok vir nasies om op te teken, maar voor daar die finale produk op die tafel gaan kom, is ons gone. Ons is weg. Want ons is nie bestem tot toring nie. Tessalonisense 1:10, Tessalonisense 5:9. Ons is nie tot toring bestem. Want ons het klaar Christus as ons Messias aanvaar. Nou, ek sê ook nie hierdeur dat Donald Trump is die antichrist. I will never say that. Maar wat ek wel sê is, dat die antichrist sal die persoon wees wat gaan bou en uitbrei op hierdie aanvanklike ooreenkoms, hierdie aanvanklike Abraham ooreenkoms. Hy gaan daarop bou en dit uitbrei tot 'n finale ooreenkoms wat almal sal onderteken. Hierdie baie. So ek sê, dit gaan die antichrist wees. En wat net vir my baie interessant is dat hierdie Abraham ooreenkoms, mense, is 'n platform vir baie om op te teken. En ek glo dat hierdie Abraham ooreenkoms gaan baie lande lok om op te teken. En dit is vir my baie interessant om te sien dat Donald Trump en Benjamin Netanyahu is baie hard aan die werk. Hulle werk oortyd om hierdie ooreenkoms gefinaliseer te kry en om lande te kry om hulle hand op papier te sit, om in te teken op hierdie ooreenkoms. Hulle werk baie hard op hierdie. So let dit op. Ek vra vir Tannie Betty, hou dop wat gebeur met hierdie Abraham verbond. Net Tannie Betty. Alright, but, okay. Ek het gesê, vanmôre is leringsmôre, ons kan volgende week kan ons weer sals mee. Maar vanmôre is lering. Nog iets wat baie interessant is op dieselfde aand wat Donald Trump hierdie verklaring gemaak het, there's a real chance for greatness in the Middle East. Op daai selfde aand, verlede week en Sondag, het Netanyahu ook 'n verklaring uitgereik. En weet julle wat het hy gesê? Nee man, wat weet julle? Kyk, julle nie meer nuus nie. Ek weet, so ek geloof my pa gesê, luister my kind, jy word groot met jou Bybel in die ene hand en die koerant in die ander ene. Dis al hoe jy in hierdie wêreld gaan. Nee, moenie doen wat my pa gesê het. Maar kom ek sê vir julle wat Netanyahu gesê het. Netanyahu het gesê dat die Abraham verbond of die Abraham ooreenkoms geensins bedreig word deur hulle invalle in Gaza of selfs deur die aanval wat hulle geloods het op Doha in Qatar toe hulle daardie Hamas leiers probeer uithaal het. Dit was 'n groot skok vir almal. Maar hy maak 'n verklaring en sê, maak nie saak wat julle daaroor voel nie, die Abraham ooreenkoms is nog veilig. Inteendeel, hy sê dat daar is 'n kans vir vrede, 'n groot kans vir vrede, en hy sê, Israel gaan dit gryp. Baie interessant. Hy praat toe oor die normalisering van die uitbreiding van die Abraham ooreenkoms. Hy praat oor die normalisering daarvan. Dat die Abraham ooreenkoms uitgebrei sal word. En dat daar baie geleenthede is om vrede te maak. En dit terwyl Donald Trump sê, something great is coming to the Middle East. Broer en suster, wat ek wil hê jy moet oplet is, hier is iets groter aan die gang. Definitief iets groter.
Iets groter as net 'n skietstilstand tussen Gaza en Israel. Iets baie groter. En sien broer en suster, daar was al verskeie skietstilstande gewees tussen hierdie twee partye, waar daar onderling gijslaers vrygelaat was, en dit was goed en wel. Maar wat nou gebeur, met die verklarings wat nou gemaak word, dis iets anders. Dis iets op 'n veel groter skaal. Want jy sien, hierdie projek wat hulle nou loods, gaan nie net oor Gaza en Israel. Nee, dit betrek die hele Midde-Ooste. Volgens hulle eie verklarings. En hierdie ooreenkoms wat aangegaan word, is nie net tussen 'n paar mense nie. Dis nie net tussen Arabiere nie. Nee. All are on board. Het gaan baie breed. Ek weet nie of jy weet nie, maar 'n paar weke gelede het die president van Syrië, president Ahmed al-Sharaa, het gesê dat daar 'n baie groot kans vir vrede tussen Syrië en Israel. Inteendeel broer en suster, as jy dit nie weet nie, want jy kyk mos nie nuus nie. Die kans vir vrede tussen Syrië en Israel op hierdie huidige oomblik is 99%. So dit spreek van 'n breë verbond, 'n verbond wat wyd gaan, 'n verbond met baie, hierdie vredesverbond. It's happening. Mense weet net nie daarvan nie, daarom is mense nie so waaksaam nie. Of opgewonde, die Lloyd, ek weet jy, maak nie goed jou excited. Ek wil nou my broer na die Here toe gaan. Nou, ons sien al die dinge gebeur, en ons sien Netanyahu sê, dat daar 'n uitbreiding gaan wees op die Abraham verbond, na die res van die wêreld. Die res van die wêreld. Hulle wil dit uitbrei na die res van die wêreld. Dis sy verklaring. En broer en suster, hierdie uitbreiding van die Abraham verbond, wat nou in die proses is na die res van die wêreld. Die skrif leer vir ons, wanneer ons hierdie dinge sien gebeur, moet ons weet, die koms van die Here is baie naby. Die seisoen vir die wegneem van die kerk van die Here sentreer rondom 'n vredesooreenkoms in die Midde-Ooste. Dit sentreer rondom 'n verbond met baie. Dit wat ons sien in Daniël 9:27. Daar gaan 'n verbond met baie gesluit word. En Daniël 9:27 praat van die laaste week van die uur van die mens, voordat die uur van God gaan aanbreek. Dis waar Daniël 9:27 gaan. Dit praat van die 70ste week, die laaste 7 jaar. En hy sê, hierdie laaste 7 jaar gaan afgeskop word met 'n verbond. Maar ons weet, voor daai 7 jaar aanbreek, we are here. En die proses is klaar in die gang. En die Abraham verbond is die prototype wat gebruik sal word as 'n vertrekpunt om by 'n finale ooreenkoms uit te kom. En broer en suster, kom ek sê vir wat gaan nou gebeur. Weet wat gaan nou gebeur? Hou maar dop. Ek wil amper so stram sê, you can take that to the bank. Weet jy wat gaan nou gebeur? En hiermee maak ek klaar. Kan jy imagine? Pastoor is hier so kort vandag, want ek wil vir iets gee om oor te gaan dink. Wat nou gaan gebeur is, verskillende leiers van verskillende nasies gaan by mekaar kom.
En hulle gaan hierdie ooreenkoms, gaan hulle debatteer. En hulle gaan kyk na elke punt op daardie verdrag. En dan gaan daar progressiewe debatte gevoer word, gesprekke gevoer word oor elke punt om te sê, ons stem hieroor saam, ons stem nie daaroor saam nie. Kom ons pas hierdie punt so bietjie aan, kom ons vat daai punt weg, kom ons brei bietjie uit op hierdie punt. En dit gaan 'n progressiewe stadiums wees, dit gaan stadiums wees waardeur dit gaan. Dis hoekom ek sê, ek kan nie sê hoe lank dit gaan vat, maar die proses is aan die gang. En dan gaan hulle deur hierdie stadiums gaan, totdat hulle gaan kom by 'n finale ooreenkoms wat almal sê, we happy. Nou is ons happy. Alles is nou pragtig uiteengesit, alles is in plek, ons is nou bereid om ons hand op papier. En dan gaan dit deur baie onderteken word. Dis klaar deur 6 nasies onderteken. Ons kort nog 'n hele klompie. Maar voor dit kan gebeur, gaan daai ooreenkoms eers moet uitgestryk word. Hoor my vandag, dis wat u gaan sien, gaan nou die volgende prosesse wees. Baie gesprekvoering. Maar ek is vanmôre hier om vir u te bemoedig, om te sê, voor daardie finale kontrak op die tafel gaan geplaas word, gaan die Here kom, om sy kerk te kom haal. Met dit 'n gedagte wil ek vir u vra vandag, is u gereed as Jesus vandag kom, om te sê, Here Jesus, ek het u lank verwag, ek is gereed om te gaan. Ek wil vir die ateïste daar buite sê, jy wat sê jy glo niks, en jy glo ook, want om te sê ek glo nie in God nie, moet jy ook geloof het. Ek dink dit vat meer geloof om nie te glo in God nie, as wat dit vat om wel te glo in God nie. Dit vat meer geloof om te sê, alles het maar net per toeval hier gekom. En selfs die ateïs kan nog nie vir my antwoord, wat was daar voordat daar niks was? Want niks kan tog nie niks skep nie. Maar ek wil vir die ateïs sê vandag, wat daar gaan luister na 'n boodskap soos hierdie, wat sê, ek gaan op feite, wel, hier is die feite. En ek wil vir jou sê, vandag is die dag, om jou geloofsoortuiging te verander. Want na vandag, het jy nie 'n verskoning, om te sê, dat ek het nie geweet, dat die tyd voorbij is. Ons sien, met ons eie oë, wat gebeur in die wêreld. En ons sien, dit was geprofeteer. En ek doen 'n beroep, op ateïste om jou oortuiging te verander. En die Here Jesus aan te roep om jou te red, sodat jy nie verlore gaan nie. Want hierdie wêreld staan op sy einde. Ek doen 'n beroep op almal wat nog die wêreld liefhet en die dinge van die wêreld, om nou 'n keuse te maak om te sê, ek verloon myself. Want daar is nie meer tyd. Die dag het aangebreek. Die ark se deur staan nog oop. Maak reg met jou verlosser. Roep hom aan. Hy sal jou uitred. Vir die kerkwêreld wat dink dis goed genoeg om net sonnagdienste by te woon, te bid vir jou kos, so eenmaal in 'n 4 maande periode 'n geldjie te gee. As jy dink dit is wat God behaag, maak jy 'n groot fout. Gehoorsaamheid is beter as offering. Die Here soek nie jou besittings nie, hy soek jou hart. Want as hy jou hart het, het hy alles. Ag broer, die ou kerkie het my hart, man. So moet nie soveel worry oor besittings nie. Wat my hart is. Dis wat God soek. Soek jou hart. Ek wil vir die kerk vanmôre vra, ondersoek jouself. Behoort jou hart werklik aan hom? Is hy die meester van jou lewe? En as dit nie so is, wil jy nie maar vanmôre 'n keuse maak om te sê, my alles op die altaar.
terwyl ek wagtend is op sy verskyning. Want hy verskyn binnekort. Soos die weerlig gaan slaan uit die ooste tot in die weste. So sal die koms van die Seun van die mens wees. En vir u wat gereed is, hou aan om op te kyk. Kyk hier altyd op. Want ons gaan hom sien kom. En ons gaan verander word in 'n oomblik, in 'n oogwink. Met die geklank van 'n bassyn. En hierdie ou stoffelike liggaam gaan verander word in 'n verheerlikte liggaam. En ons sal hom tegemoet gaan in die lig. O, wat 'n samekoms gaan dit nie wees nie. What a meeting. En so sal ons vir altyd by die Here wees. Hou aan opkyk. Michael. Hou aan opkyk. He's coming soon. With joy we'll welcome his return. Per my hart vanmôre, as jy God nie ken nie, bekeer jou. Roep hom aan. Laat jou doop. Word vervul met die Heilige Gees. Maak seker dat jou lewe in orde is. Want hy gaan kom. Of jy dit nou wil weet of nie, hy kom. And nothing's gonna stop him. Nothing's gonna stop him. Amen. Here, ons is nie blind nie. Jy het vir ons die woord gegee om ons oë te open vir wat gaan gebeur in die laaste dae. En Here, dis omdat ons weet dat die vertrek van die kerk is naby. Dat ons harte hier binne ons uitgaan na elke verlore siel. Na elke familielid. Na ons buurmanne. Na ons medewerknemer en werkgewer. En ons harte roep uit na hulle. Gee jou hart vir die Here. Maar Here, dit is nie goed genoeg dat ons harte net uitroep nie. Jy het vir ons 'n opdrag gegee, gaan heen. Gaan en vertel. Gaan vertel die storie van sy koms en glorie. Gaan vertel dat Jesus red en hy verlos en hy vervul nog met die Heilige Gees. Here, ek bid vanmôre dat elkeen wat hierdie boodskap gehoor het in hierdie gebou, die skoene vir die bereidheid vir die evangelie sal aantrek. En sal gaan en gaan vertel. Jesus kom spoedig. Maak jou saak met God reg. Bekeer jou. Roep sy naam aan. Maak hom Here van jou lewe. Laat jou doop. En word verseël met die Heilige Gees. Sodat jy saam met my, met lampe wat vol is van olie, kan uitsien na daardie groot dag. Die dag van die Here. Dis my gebed in Jesus naam. En ek dank U, dat ek in my hart oortuig is, dat die saad van die woord op goeie grond geval het vanmôre, en dat dit vrug sal voortbring. Sielevrug, 'n sieleoes. Vra dit in Jesus naam.